In Johannes 15 vers 11 lees ons, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dis 'n wonderlike teks, want hierdie enkele vers bevestig vir my en jou vandag, dat ons werklik hierdie blydskap van Christus kan ervaar. Ons kan optimale vreugde en volkome blydskap elke liewe dag ervaar in ons lewens. En dit is 'n moontlikheid vir ons. So, dit is regtig nodig om vandag te verstaan wat behels dit om hierdie blydskap te ervaar en hoe kan 'n mens hierdie volhoubare blydskap elke liewe dag in jou hart koester en uitleef en kultiveer in jou alledaagse lewe. Dit is so nodig om te weet dat in vandag se tyd is dit eintlik stroom op om werklik gelukkig te wees. Dit is amper 'n rebelse ingesteldheid om te sê, ek gaan kies om vandag gelukkig te wees. Dis amper die inding deesdae om 'n slagoffer te wees en as iemand jou dalk vra, hoe gaan dit met jou? Verwag hulle dikwels dat jy eintlik gaan sê, dit gaan goed, maar dit en dit en dit gaan nie goed nie. So om kwesbaar te wees is goed, maar om 'n slagoffer te wees is nie noodwendig die antwoord nie. En dis nie noodwendig wat regtig van ons verwag word as kinders van God nie. Hierdie slagoffer mentaliteit wil amper vir jou sê dat jy kan nie net gelukkig wees. Hier is te goed om waar te wees as jy kies om vandag net te sê dit gaan regtig goed en om daardie positiewe ingesteldheid te hê. Daarom is daar al hierdie tendense deesdae wat handel oor 'n valse positiwiteit en dat 'n mens amper te positief kan wees. En ek wil vandag juis vir jou uitdaag en vir jou sê, weet jy, dalk moet jy juis vandag kies om positief te wees, ten spyte van jou omstandighede. Dalk moet jy juis jou ingesteldheid totaal en al verander en stroom op beweeg, al is dit nie die inding om net te sê dat dit eintlik met jou goed gaan nie. So iemand op aarde inspireer my geweldig baie, veral as dit kom by hierdie spesifieke onderwerp, en dis my eie oupa. So my oupa is al 90 jaar oud. Sy naam is Paul Du Plessis, en hy is baie suksesvol, maar hy is ook ongelooflik positief. En hy kies net altyd om hierdie ingesteldheid te hê. En hy leef al vir 90 jaar lank. So dis beslis nie net 'n valse positiwiteit nie. Dis nie net 'n tendens nie. Dis regtig wie hy is. Dis opreg en dit word al vir 'n baie lang tyd volhoubaar op 'n volhoubare wyse uitgeleef. So dit is nogal 'n absolute inspirasie vir enige iemand. En ek dink die geheim is juis om eerstens jou gedagtes te rig, om te kies om positief te wees en om ook dankbaar te wees. Die oomblik wanneer jy dankbaar is dit asof jy soveel meer rede ervaar om regtig gelukkig te wees. En niks kry hom ooit onder nie. My oupa is net een van daai mense dat hy sal net altyd vir jou sê dit gaan goed en hy gaan dit regtig kies en hy gaan dit uitleef. En dit is 'n tipe positiwiteit wat ook aansteeklik is. So mag jy vandag opnuut kies om werklik hierdie volkome volhoubare blydskap te koester in jou hart en uit te leef op 'n baie praktiese wyse, soveel so dat jy soos my oupa iemand is wat ander inspireer en mag jou positiwiteit aansteeklik wees, sodat almal om jou iets van God se blydskap kan ervaar, want ons is oorwinnaars in Christus. Hy het die dood oorwin en daarom is daar rede vir ons om regtig blydskap te ervaar op 'n daaglikse basis.